Amen. Amen, lieve luisteraar. Dit is vir ons so 'n wonderlike voorreg om net hierdie groot God se groot realiteite te verteenwoordig, om geen ander evangelie te preek as die evangelie van hierdie kruisboodskap, die absolute verlossing wat hy gebring het. Dit gaan glad nie oor wat die mens doen nie. Die mens se lewe verander alleen wanneer hy gelowige word. Maar hy moet eers hoor, wat het Christus vir hom gedoen? As hy nie gehoor het wat Christus vir hom gedoen het, dat hy sy sonde onvoorwaardelik weggeneem het, dit in die diepte van die see gewerp het nie. Hoe kan hy ooit glo? Hoe kan so 'n persoon ooit tot 'n blydskap en 'n realiteit kom? Dit is die blye boodskap, en jy moet die blye boodskap bring soos wat God hom in die Bybel vir ons voorstel. Absoluut die werksverrigting van hierdie groot God. Ons weet, ons het gekyk na die skrifgie in Galasiërs 5 vers 1. Broeders, staan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. En dan wonder jy, is daar mense wat in hierdie vryheid staan? Of hoe kan jy in hierdie vryheid staan? Net deur jou geloof. Geen ander manier nie, net deur jou geloof. En daardie vryheid word deur en oor beskryf. Luister net na Romeine 6 vers 18. Hy lees so: en vrygemaak van sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Het God jou vrygemaak of het hy nie? En vrygemaak van sonde, het julle diensbaar geword. Jy sien, jy kan net diensbaar word as jy die vryspraak aanvaar. Maar die vryspraak moet aan jou verkondig word. Dit is presies wat Romeine 10 byvoorbeeld sê. Hoe sal hulle weet? Is daar nie een is wat preek nie? Hoe sal hulle kan glo? Wat moet hulle glo? Hulle moet glo aan die werksverrigting van hierdie groot God, wat nie skaam is oor dit wat hy kom doen het nie, maar hy is in 'n blydskap. Luister net na die 22ste vers van hierdie selfde Romeine 6. Hy sê maar, hy herhaal dit nou. Hy sê maar, nou dat julle vrygemaak is van sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Jy kan net 'n vrug voortbring as jy gelowig het. Jou geloof gaan vrugte dra. As jy nie geloof kan opwek by jou hoorders nie, dan kan hulle nie vrugte dra nie. En die verantwoordelikheid is by jou om 'n blydskap en 'n kennis by hulle op te wek, 'n geloof op te wek, sodat hulle vrugte kan dra in die toekoms. En dit gaan nie net oor die vryspraak nie, dit gaan oor die volmaaktheid wat jy aan hulle moet bring. Deur Hebreërs 10 vers 14 sê, deur een offer, daardie offer aan die kruis, deur hierdie een offer, het God vir altyd vervolmaak hulle wat hy geheilig het. Die 10de vers van Hebreërs 10 sê, deur sy eie wil het hy ons geheilig, net eenmaal. Dit is so belangrik, mense, dat jy kyk na die werksverrigting van God, dat jy inkyk en sien, het hierdie God my waarlik lief gehad? Waarom sou hy so iets doen? Om my te red, terwyl ek 'n groot sondaar is, terwyl ek alles verkeerd, terwyl ek hom gehaat het, terwyl ek niks van hom gedink het nie, terwyl ek ongehoorsaam was, het hy my so lief. Luister net 'n bietjie. Hierdie realiteit is so groot, mense. Jy sal skaam kry as jy nie die blye boodskap verkondig nie. Want jy's besig om die duiwelse werke te verhoog en te bevorder. Want as jy vir mense sê, hulle sondaars, gaan hulle sondaars bly. As jy vir hulle sê, hulle is nog in sonde, dan gaan hulle in sonde bly. Nee,
hulle is nie in sonde nie. Hierdie groot God het gekom om te red en vry te maak, hulle wat verlore is. En hy het dit gedoen, hy het nie net vir die sonde van een groepie mense gesterf nie, 1 Johannes 2 vers 2, maar vir die sonde van die hele wêreld. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, omdat een vir almal gesterf het almal gesterf. God het hulle uit die weg uitgebring. En nou moet jy na die realiteit kyk, mense. Jy moet nie dit sommer net so lees en nie mediteer daarop nie. Dit is die mensdom van Adam af tot aan die einde van tyd, die laaste persoon wat ooit sal lewe. Het hy almal se lewe uit die weg geruim en aan hulle 'n nuwe lewe geskenk, die lewe van Jesus Christus. Maar jy kan dit net aanvaar deur die geloof. Dis die grootste sonde wat jy ooit kan doen, is om nie te glo nie. Dis die enigste sonde wat jou kan laat verlore gaan, as jy nie glo wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het nie. Nou, ek wil nie arrogant wees en ek wil nie toets nie, maar dink net 'n bietjie daaraan. As jy nog sonde preek en as jy nog die verkeerde dinge preek, wat is jy besig om te doen? Is jy besig om mense se geloof op te wek, of is jy besig om hulle te veroordeel vir dit wat hulle in elk geval nie kan bekom nie? Geen mens kan homself red nie. Geen mens kan van sonde ontslae raak nie. Daar bestaan nie so iets nie. Dis net geloof wat jou kan red. As jy glo wat hierdie groot God vir jou gedoen het. En al sou daardie, soos 'n bosluis wat aan 'n dier sit, al sou daai bosluis nog 'n paar dae sit, is daardie medisyne op die dier se rug gegooi word wat giftig is vir die bosluis, dan sit hy miskien 'n paar dae, maar dan val hy af. Net so is dit met die mens. As jy die blye boodskap hoor, jy sal nog 'n bietjie probleme hê, maar éventueel begin jy 'n standvastige geloof opbou in hierdie groot God. Jy begin hom lief kry met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit wat hy vir jou bring, die werklikheid wat hy vir jou beskoor het van die eerste dag af, dit was nie 'n nuwigheid nie, dit was God se ewige voorneme van die begin af, om die mens weer te herstel. En dis al hierdie realiteite moet jy kyk, dis net in die Nuwe Testament. Luister net 'n bietjie, hoe beskryf hy die ou gelowiges, wat op hulle eie manier wou vry raak, en absoluut vasgeklou het en gekleef het aan die werklikheid, aan die waarheid, en hulle laat doodmaak het, en in grotte gebly het, en net om hierdie saligheid te verkry. Maar luister, hulle kon dit nie verkry nie, daar was geen moontlikheid nie. Christus moes eers sterf. Hy's die enigste een wat ons kon vrymaak. En as jy nie die vrymaking aan die mens bring nie, wat se redding is daar vir hulle? Geen, zero redding. 'n Mens kan homself nie red nie. Jy kan probeer op 'n Sondag, jy sal nie eers deur een dag gaan nie. Dit is so krities. Luister net 'n bietjie na Hebreërs 11 vers 38. Hy sê die wêreld was hierdie ou mense, gelowiges, nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal, op berge en spilonke en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur geloof getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry nie. Want daardie belofte het net 'n werklikheid geword in Christus Jesus, op geen ander manier nie. Vers 40 sê, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Kan jy dink,
sonder ons volmaak sou word. Hulle het nie uit hulle eie kragte, uit hulle eie geloof kragtig geword nie. Hulle het absoluut net deur die geloof gelewe. Nou, ons weet dat hierdie regverdigheid is nie iets wat jy verkry het nie. Romeine 3 vers 23 sê, alle mense, van die eerste mens tot die laaste, was almal in sonde. Dit het almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar toe kom hierdie groot God en bewerk aan die kruis 'n ewige saligheid, sodat elkeen wat dit aanvaar, wat dit glo, in daardie realiteit kan inbeweeg. Dit is, mense, dit is so 'n heerlike boodskap. Dit is so wonderlik dat hy ons regverdig kom maak. En nou sê hy, Hebreërs 11 vers 38, as die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, as hy nie meer glo nie, het my siel geen welbehae in hom nie, sê God. Kan jy dink dat net jou geloof red jou? Ja, as jy nie glo die volle heerlikheid wat God vir jou gebring het nie, dan het jy dit nie. Jy moet elke kwaliteit wat hy aan jou geskenk het. Wedergeboorte is nie iets wat jy kan bereik nie. Wedergebore is aan jou geskenk in Christus Jesus. Die vergifnis van sonde is aan jou geskenk in Christus Jesus. Die nuwe lewe is aan jou geskenk in Christus Jesus. En dit is alleen as jy hierdie geskenke aanvaar, dat ek nou 'n nuwe skepping is, dat God my herskep het in Christus Jesus, soos Efesiërs 2 vers 10 sê, in die Amplified byvoorbeeld, dat hy ons herskep het, hy die hele wêreld, met ander woorde, herskep in Christus Jesus. Maar dit hang van die wêreld, want dit is nie pionne nie. Geen mens was ooit geskep en 'n pion kon wees nie. Elke een het sy eie besluite gemaak en elke mens kom tot sy einde deur sy eie besluit. Nou sê die skrif, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Want God se behaag lê net daarin as jy die volle geskenke wat hy aan jou geskenk het, verlossing van sonde, jou heiligheid, jou geregtigheid, jou totale verlossing van alle onkunde en ongeruimthede, jou totale verlossing aanvaar. Alleen hulle wat dit glo en aanvaar, sal dit voor 'n eiendomsreg word. So dit is so belangrik, mense, dat 'n mens deur die geloof lewe. So die skrif sê oor en oor en oor. Ek gaan dit maar weer herhaal. Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11. Hierdie een wat ons nou by is, Romeine 10 vers 38. Die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae nie. Dis net geloof wat jou red. As jy nie geloof by mense kan opwek nie. Jy kan 'n hele skare voor jou hê. En as jy nie by elkeen 'n geloof opwek dat hy kan glo dat hy nie 'n sondaar is nie, maar 'n nuwe skepping, iets wat hierdie skepper van hemel en aarde voortgebring het. As jy nie daardie realiteite aanvaar, dit wat hy kom doen het, kan jy dink, hierdie God wat van ewigheid, hy het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie. En hier kom hierdie groot God in ons, wat ons noem tyd, kom hy om 'n redding te veroorsaak vir die mens. Die skepper van die univers en die realiteite wat ons nog in alle ewigheid sal ondervind en sal sien. As hy vir ons sê, kyk, ek het jou geken
toe ek jou gevorm het in die moederskoot. Ek het gesien wat jou lewenspatroon sal wees. Kolossense 2 vers 13 en 14 sê, jou hele lewe was, jou hele skuldbrief was in sy hand gewees, toe hy aan die kruis moes sterf. Jou hele skuldbrief, en hy besluit, hy gaan nie terugdeins nie, maar hy gaan daardie skuldbrief aan die kruis vasnaal. Hy gaan jou vryspreek, en nou moet jy daardie realiteite aanvaar, en so word dit vir jou 'n groot werklikheid. So, is so belangrik mense, dat ons kyk as Hebreërs 9 vers 16, sê 'n testament, die Nuwe Testament, word net geldig na die afsterwe van die testateur. Die Nuwe Testament neem net in aanvang nadat Christus gesterf en opgestaan het. Glad nie voor die tyd nie. As jy uit Matteus, Markus, Lukas en Johannes aanhaal, dan haal jy uit die wettiese godsdienst die Ou Testament aan, waar Jesus self die Jode uitdaag, sy uitverkore volk wat nie wou glo nie. Daag hy hulle uit. Sê as jou hand jou pla, kap hom af. Is beter om met een hand in die hemel in te gaan as met twee die hel in. As jou oog jou pla, grawe hom uit. En ewe skielik besef hulle, maar as dit die waarheid is, dan gaan ons nie regkom nie. Daar is geen manier wat ons dan kan regkom nie. Ons het 'n redder nodig. Is so belangrik dat elke gelowige dit sal begin besef. Ek sê nou gelowige, maar elke mens dit sal besef. Want as jy dit nie besef dat jy 'n redder nodig het nie, kan jy nooit in die vryheid kom nie. Daar's nie 'n moontlikheid nie. Want hy is die een wat jou vryspreek. Hy is die een wat jou volmaak verklaar in Christus Jesus. Hy is die een wat jou sy heiligheid skenk. Nie jou eie heiligheid nie, sy heiligheid skenk. Hy skenk jou sy geregtigheid. En dit bly die realiteit van geloof absoluut net in die wonder van wonders staan, dat jy net diep in hierdie skrifte moet inkyk en absoluut sien, wat het hierdie groot God bereik toe hy die kruis dood voortgebring het, vervolmaak het en tot die einde gebring het, Christus laat sterf het, derde dag opstaan en lewe. Wat het hy bedoel daarmee? En alleen wanneer jy sien dat jy het in Christus, elke liewe mens, die hele menseras van begin tot einde, was in Christus, toe Christus sterf en opstaan. Jy het saam met Christus gesterf, daardie ou menseras bestaan nie. Dis daarom wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom is elkeen wat in Christus is, 'n splinter nuwe skepping. Hy gaan verder. Dan sê hy, kyk die ou dinge, daai ou lewe van jou, daai roekeloosheid, daardie hele lewe van jou wat niks kon bereik nie. Dit het tot niet gemaak. Hy sê, kyk die ou dinge, het verbygegaan. Alles het niet geword, want Christus het jou lewe geword. Dis mense, dis so 'n groot en so blye boodskap, dat ons nooit kan nalat om hierdie boodskap te benadruk nie. Ons kry dit so baie dat mense ons probeer veroordeel oor die vryspraak, oor die blye boodskap. Maar dis die Nuwe Testament, mense. Jy sal nooit 'n sonde doen as jy jou Ou Testament uitskeer en hom in die vuur steek nie. Hy het geen waarde, hy gaan jou net verdoesel. En eendag sal ek nog daaroor praat, van hoe die Ou Testament maak dat jy op geen manier gered kan word nie. Want jy smag altyd na redding.
Selfs die psalmes, as jy kyk na Dawid, hoe dat hy geroep het na die Here, hoe dat hy verlang het na redding en verlossing, hoe dat hy verlang het om in God se guns te wees. Maar daar is nie meer so 'n realiteit nie. Jy hoef nie te verlang nie, jy het dit gekry, gratis, dis 'n gratis geskenk. Jy moet dit nou aanvaar, sodat jy dit kan ervaar. En dan sien jy hoe belangrik dit is, om in hierdie Nuwe Testament, en die meeste van die basiese realiteite van die Nuwe Testament, word in die boeke van Paulus beskryf. God roep hom in Handelinge. Hy sê vir Ananias, gaan, want Paulus, hoewel hy die Christene vervolg het, hy gaan vir my wees 'n uitverkore werktuig. En Paulus skryf 14 boeke in die Bybel, en die hele Bybel hy praat nooit van jou sonde ontslae raak in die sin dat jy dit self moet doen nie. Hy praat in die sin van wat God gedoen het, en absoluut die heerlike realiteit wat vir jou gekom het in Christus. En dan herhaal hy hierdie realiteite, soos dit wat ons nou na gekyk het, of so dikwels na kyk. Romeine 6 vers 18 en 22, nou dat julle dus vrygemaak is van sonde. Jy is vrygemaak, of jy dit wil weet of nie, jy is vrygemaak. Alleen jou geloof kan jou in 'n realiteit inbring, waar dit vir jou 'n heerlike werklikheid is, en jy absoluut van sonde kan ontslaa raak, en absoluut in 'n blydskap lewe, in 'n heiligheid en 'n toewyding. Heiligheid beteken dat jy jou toewy aan hierdie groot God. Absoluut dieper inkyk en in hierdie realiteite voortlewe dag na dag. As jy bid Nuwe Testament. As jy bedien Nuwe Testament. Die vryspraak, die groot sukses wat hierdie groot God gebring het. Kan jy dink hoe verblydend is dit vir God? Sy sukses aan die kruis. En niemand wil hom eer nie. Niemand gee hom eer vir hierdie groot vryheid wat hy gebring het nie. Mense in absolute duisternis is nog besig met die Ou Testament en met sonde en ongeregtigheid en dinge wat absoluut vyandig teen hierdie groot God is, in steede van hom die blye boodskap op te hef en te besing dag na dag. So wonderlike realiteit. Ek sal dit aanbeveel dat u dit, as u dit nie glo nie, probeer dit net, en u sal sien die heerlikheid wat vir u voortkom daaruit. Prys hierdie groot God se wonderlike naam vir dit wat hy bereik het. Amen.